Goeiemiddag. Ons themareeks vir vanjaar is ons glo. En ons gaan so 'n bietjie dieper kyk oor wat beteken dit as ons sekere waarhede oor God bely en wat is die implikasie daarvan ook vir ons lewe. Ons teksgedeelte of tema vanaand is ons glo ons is kinders van God. Dit sluit aan by Galasiërs 3 vanaf vers 26 tot en met hoofstuk 4 vers 7. En ek wil graag verse 6 en 7 vir julle lees. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. As ons 'n geloofsbelijdenis maak deur te sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, dan is die vraag natuurlik, wat is die inhoud daarvan? Op watter manier beïnvloed dit my lewe of hoe raak dit my manier van leef? Ek dink daar's 3 goed wat ons vanaand sommer net wil uitwys. Die eerste is om te sê dat hierdie belydenis eintlik ook ons identiteit word, naamlik dat ons die Here erken as ons Vader en dat ons in 'n verhouding tot God leef. In die tweede plek wil dit vir ons herinner dat daar 'n intieme verhouding tussen ons en God is. In die derde plek dat ons ook 'n goddelike roeping dan ook ontvang het. As 'n mens gaan kyk na die belydenis ek glo in God die Vader, die Almagtige, dan is dit so dat mense vandag baie keer 'n krisis het oor hoe hulle na hulle self kyk. 'n Krisis rondom hulle eie identiteit. Dikwels gebeur dit dat mense hulle identiteit bou op grond van die besittings wat hulle het, hulle rykdom, die status in hulle lewe. Of dit gebeur ook soms dat mense hulle identiteit bou op grond van wat ander van hulle sê of dink, en selfs op grond van die mislukkings wat hulle gemaak het. Daarom kry jy dikwels dat wanneer mense mislukkings ervaar het, dat hulle hierdie belydenis sal maak om te sê, maar ek het misluk, ek is tot niks goed in staat nie, ek is nou maar eenslag net 'n verloorder. Of wanneer iemand vernaam is, sy posisie in die samelewing verloor deur droogte, of deur finansiële bestuur, is dit dat daardie persone dikwels hulle onttrek van die gemeenskap, omdat hulle die ervaring het dat hulle nie meer goed genoeg is nie. En so is dit dat my omstandighede dikwels my identiteit vir my vorm en bepaal. In die gedeelte wat ons vanaand gelees het, word ons herinner om te sê dat my identiteit word gevorm vanuit God se liefde vir my. Ons identiteit is dat ons kinders van God is. En daarom is dit dat ons vir mekaar kan sê, ons is kinders van hierdie almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Om te sê dat ons identiteit is dat ons juis aan hierdie God behoort, wat in beheer is ook van ons lewe. Natuurlik beteken dit dat dit nie net waar is vir my nie, maar ook vir die persoon wat langs my is. En daarom is dit ook belangrik dat ons dan ook hierdie tyd sal leef teenoor mekaar en ook ander sal erken as kinders van God, en daarom leef ons met respek en met liefde teenoor ander. In die tweede plek word ons herinner aan 'n intieme verhouding met die Here. As God hom aan ons bekendstel, dan sê hy sy Vader. As die Here ons leer om te bid, dan sê hy ons Vader wat in die hemel is. En hierdie woord Vader of Papa het die betekenis dan eintlik om te sê dat in Christus ons deel het aan hierdie intieme versorgende liefde ook van God elke dag in ons lewe. En dat ons juis wanneer ons dink oor die Here en ons verhouding met God, dat hierdie intimiteit eintlik vir ons ook belangrik sal wees, om te sê dis vir ons kosbaar, dis vir ons belangrik om juis in hierdie verhouding te wees en ook te groei elke dag in hierdie verhouding. Die derde plek natuurlik is ook om te sê
dat die Here 'n hart het vir hulle wat verlore is, dat hy sy kerk roep om sy werk hier op aarde voort te sit. Daarom raak ons betrokke by die nood van mense, daarom raak ons betrokke by die onreg van hierdie lewe, mense wat vertrap en verstoot word. Daarom leef ons ook verwelkomend teenoor die vreemdeling, omdat dit God se manier is hoe hy ons ook wil gebruik, ook in ons gemeenskap. As ons vanaand sê ons glo ons is kinders van God, dan beteken dit vorm my identiteit. Dit herinner my aan die intimiteit van ons verhouding met mekaar. En derdens, dit roep ons ook tot verantwoordelikheid om ook God se roeping, God se passie vir mense te leef en uit te leef. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons help om vanaand ook, Here, so te leef dat ons U sal eer en sal erken, ook in ons lewe. Amen.